Hallo en welkom hier so by Farm Spice, Nampo 2024. Ons is hier by Kaainog. Praat met Frik Botha en hy sal met daar van Belfort af. Verstaan ons 'n bietjie van grasbemesting en daai goede, maar dis waaroor ons vandag praat nie. Hoe maak Kaainog jou lewe maklik op die plaas? Hulle het ongelooflik baie tyd in die formulasie van hulle produkte en alle goed om seker te maak dit vir jou waarde toe op die plaas. Frik gaan ons 'n bietjie meer vertel, so ons luister. Bring jy dit? Goed, dankie by jou. Nee, wat rustig met. Hulle het dan vir julle op 'n lekker spot gesit hierso, Ja, nee, in die middel van die partytjie. Nee, met hierso gaan dit lekker. Ja, nee, dit is 'n lekker dag. Sê gou vinnig vir my, Kaainog, jy moet net so vinnige oorsig wie julle wat doen julle. Kaainog is 'n kunsmismaatskappy gebaseer oor die hele Suid-Afrika en van ons buurlande. Ons diens die hoofsaaklik die landboumark en ja, so ons is 'n kunsmisblending maatskappy. So die idee is dat ons vir jou 'n plantvoedingsprogram met produkte kan voorsien wat tot jou behoefte voorsien. Nou sê gou vir my nee, Kaainog is een van daai companies kom nou ook al jare en al die goeders nee. En ek dink al as ons nou een ding kan sê is julle doen kwaliteit. Dis nie jy het nie 'n sementmixer gekoop en hier in die agterkant van jou garage men jy nog 'n bietjie kunsmis nie. Wat is julle uitgangspunt wanneer julle produkte ontwikkel en daai goeders, hoe kyk julle na die goed? Right, so ons doen dit al meer as 100 jaar, so dit gaan oor kwaliteit. Ja. Kwaliteit produk wat ons probeer voorsien. Jep, oop, sorry, nee, moenie worry nie. So ons probeer 'n kwaliteit produk voorsien tot die boer se behoefte wat binne in sy praktyk inpas. Ja, so ons weet jy kan baie tegnies raak en ons kan 1000 dinge aanbeveel, maar dit moet binne in daai boer se praktyk inpas, binne sy toerusting, binne sy tydsvermoë. So ja, dit is ons gaan na elke kliënt toe met die data wat ons van hom het, of dit nou grondmonsters is en of dit nou stroperkaarte is en allerlei ander analises wat ons kan doen en gebaseer op dit bou ons dan 'n program binne gesprek met die kliënt en die mense wat vir hom werk om sodoende 'n program te bou en produkte vir hom saam te sit wat binne daai praktyk inpas. Want ek vat nou hier nee, ek kyk nou sommer net hierdie van die produkte, ek het net nou die ding gestaan en kyk hierso. Nou vir my baie oulik is, dis 'n soja oomf byvoorbeeld, nê? Nee? So wat is die byvoorbeeld? So soja oomf is 'n spesiaal geformuleerde blaarvoedingsprogram vir spesifiek sojabone wat ons dan ook op 'n wye verskeidenheid ander boongewasse kan gebruik, maar daai program is spesifiek ontwikkel vir 'n boontjie se behoefte op 'n sekere groei stadium. En dit is ek neem aan hy doen wat hy sê. Hy gee oomf op daai stadium wat hy dit nodig het. 100%. So ek wil 'n plant op 'n sekere stadium sekere hormone aktiveer en gebaseer op dit wat in die produk is, kry ek daai plant se kop so geswaai om hom op daai stadium die energie te gee wat hy nodig het. Nou as jy mos nou gaan baie agronome gaan ons nou kyk, ek sê mos altyd as ek alles moet spuit wat hulle sê ek moet spuit, dan gaan ek ook al hier by 35 ton per hektaar trek, nê. Nee. Yes. Maar ons weet in die praktyk werk dit nie altyd so nie. Jy sit met 'n boer wat jy is nog besig met die trekker, besig om die trekker se engine oor te doen, jy moet die draad regmaak, pivot het gebreek. Wat ook al die geval is, ek het nie altyd tyd nie. Tyd is al die belangrikste kommoditeit binne in my plaas, nê. En julle produkte, as ek dit reg verstaan, is al so geformuleer, dis nie daai okay cool. Hierso kom jy nou net die ou toe en sê man ek kan vir jou enige ding doen. Dit is luister hier's 'n ding, daai oomf, blaarvoeding, hierdie stadium, dis waar hy inpas. Jy 2 of 3 produkte wat jy posisioneer en is maklik verstaanbaar vir my op die einde van die dag. 100%. Dis presies wat ons doen. Ek wil jou lewe makliker maak. Ek wil die dinkwerk daar uitneem. Ek wil dit vir jou eenvoudig maak. Ek wil dit vir jou en jou arbeiders eenvoudig maak. Ek wil vir jou tyd wen. So ek bou die program so dat ek hom saam met ander produkte kan gebruik. Daar waar ek hom gebruik is waar jy reeds jou spuit sou geloop het, jou planter sou geloop het, jou strooier sou geloop het. Ek wil die voete oor jou lande minder maak. Ek wil jou tyd minder maak. Ons sê altyd ek wil 16 Desember hekke toemaak. So ek doen my dinge so dat ek teen daai tyd van die jaar, maak nou nie saak wat se gewas dit is nie, binne sekere tye, binne spesifieke raamwerke vir jou die werk so maklik as moontlik maak met die produkte wat ek vir jou tailor maak. En dan sê vir my, hoe lyk die verpakking op hierdie tipe van goeders? Kry ek dit massa en is het julle net korrel kunsmis of hoe werk die goed? Nee, so kan jy nog met 'n volledige reeks korrel en vloeibare produkte. Aan ons korrelkant kan ek van 25 kg sakkies myself opwerk tot by 1 ton
ton slingbag, my kleiner sakke 25 en 50 kg sakke kan ek vir jou in 'n ton slingbags pak om dit makliker te hanteer, spoedig te hanteer met forklifts en so voort. Al hierdie wateroplosbare produkte in ons reekse kom almal in 25 kg sakke, wat dan ook weer in 'n slingbag kom vir hantering. So maar daai tipe goeders gewoonlik aan jou besproeiing kan die ouens wat dit deur die water sit, soek 'n kleiner sakkie. Jou varkie kan net 'n 25 kg sak vat vir daai klas van dinge. Dis nou hierdie goede, nee. Ja. Oomf is nou sommer so, hy's nou vir wheat, maar ek neem aan al die ander goede lyk ook nou sommer so. 100%. Soos Hy 'n los baie lekker op. ja, baie hoë kwaliteit, hoë standaard produk. As hy in die water val, is hy weg. Dit is baie cool. So ek sukkel hier nog en dan kry jy afsaksels en Nee, as hy oornag staan in die tank, 100% kan aangaan môre. Sit hom net dat hy cycle, môre gaan ons aan. baie cool. En dan net so vinnig op daai punt, nê. Ons gaan nou nie in hierdie rabbit hole afgaan nie. Ek en jy kan ander dag in hom afgaan, nê. Jou kelp en jou kan nou die mate, ja basies jou die mate 'n bietjie koolstof, daai tipe van goeters. Hoe belangrik is dit om na hierdie goeters te kyk om 'n pakkie aan te vul? Of is dit op die einde van die dag kry ek actually, kom ons sê ek skoon chemies. Ek sit daai goed by. Kry ek daai ekstra waarde toevoeging of is dit vir die ouens wat daai laaste 10% jag? Nee, ek dink die buzzword is mos nou volhoubare landbou. So hierdie produkte val nou in daai kategorie. En al is jy 'n 100% chemiese boer, kan hierdie goed groot waarde tot jou boerdery toevoeg. Waar ons oor langtermyn Volhoubare landbou in my kop, nee. Het niks te doen met die wêreld nie. Volhoubare landbou in my kop is ek volgende jaar nog op my plaas. nee, so ek wil jou volhoubaar maak, volhoubaar ekonomies, maar ook aan die ekologiese kant kyk ons na jou grond en jou grondgesondheid, na wortelontwikkeling, na mikrobes en die aktiwiteit van daai mikrobes. En hierdie goed gee daai mikrobes kos, maar dit help ook die mikrobes en dit wat reeds in die grond is. Ons gaan nie jou grond se mikrobe toestand kan verander nie. Ons gaan nie die volumes en die populasies kan verander nie, maar ek kan hulle kos gee. Ek kan hulle die voeding en die suikers en daai dinge gee om daai manne aan die werk te kry, die grondgesondheid daar te kry waar hulle vir jou werk. En dis waar hierdie produkte vir ons inpas. As wortelontwikkeling, as draers vir waar ons kan blaarvoedings neersit en daai voege van goed. Dit is waar ons hierdie produkte inbring. Daar's definitiewe waarde daarvan. Ons het hierdie jaar op die droogtes gesien dat daar definitiewe voordele is met hierdie produkte wanneer daar stresstoestande inkom. So ook wanneer ons versuiptoestande het, dan het hulle ook 'n plek. Uitstekend. En as jy net gou vir my julle totale reeks, wat is die regte fokuspunt? Ek weet so NPK, whatever, maar kom ons vat gou baie vinnig. Start sommer met 'n milie. Wat is die kritiese plekke wat ek moet fokus en wat druk julle vir my daar? Right, so ons fokus hoofsaaklik die drie hoof is maar NPK, Yep. so daai volledige ding. Ons probeer kalsium en magnesiums inwerk. Swaal speel 'n baie belangrike rol die laaste tyd. En dan die nuwe ene wat ons probeer op alle goeders toepas is mikroelemente. Spesifiek mielies, sink, boor, daai klas van goed speel 'n baie belangrike rol. En ons het vir te lank dit oorgesien en ons sien die resultate deur daai goed nou te begin bymeng. Nou hoe sal ek hom dan nou tradisioneel vat? Wat se program sal ek hardloop by julle? Nou, kom ons sê 'n groot staatmaker in die mieliebedryf nog altyd was iets soos 321 of 434 Ja. as plantmengsel. Kom ons sê ons vat daai produk, ek bring hom terug, ek sê in plaas van 'n 434 meng ons nou in, ons sê ons maak 'n 434 plus 6% swaal en ons sit 'n ultra reeks op wat dit toevoeg tot die reeks is nou 'n volledige mikroelement reeks vir mielies. So het ons een vir sojas ook, maar die mielie ene spreek die mielies se behoeftes aan, so boor, sink, yster, daai klas van goeders in daai program en dan kan ons inkom met 'n topbemesting op die einde, na 'n 501 of 'n 901 of 'n 601 afhangende van jou grond se kaliumstatus en dan kan ons daardie Kynoplast produk gebruik met die Agrotain waar ons hom bo op die grond kan neersit of dit nou toltoestande is of dit konvensioneel is of jy hom nou inskoffel of nie. Die voordeel is daar dat ons daai verliese beperk deur daai produkte gebruik. Uitstekend. En dan waar kom 'n ding soos oomf uit? Oomf sal ons dan op hier by 4 of 5 blaar stadium inkom met jou gifprogram, dan spuit ons daai program en as ons na besproeiing toe gaan, sal ons hom weer hier by pluim, kan ons weer inkom met 'n volgende behandeling. En ons kyk baie na die toestande op daai stadium, so as die toestande gunstig is, dan sit ons daai produkte by en kyk ons of ons daai ekstra tonne kan jaag die jaar. Uitstekend. Prik. Dankie baie. Okay. Right, so dit is nog hierso van Nampo 2024.
Ek like hoe die goed geformuleer is maklik om te verstaan. Jy kan net soos okay, cool. Dit op die einde iewers op die einde nie. Klaar in die paadjie, gee my 'n bietjie turbo soos hulle sê amper. En hulle baie goed nogal mooi was. Hoe ek hierdie goed gesien het, is ek het die produkte gedoen vir die Nampo app en dus ek sê die goed is nogal actually oulik aan mekaar gesit. So, gaan download die Nampo app ook. Al hulle produkte is daarop of klikkie linkie bo of onder gaan na hulle webwerf toe kyk daar. Dan kan jy die laaste kaai nog hou in jou area kry om jou te besoek. Dis die van Farm Spice af tot volgende keer. Goed.